Môre julle, welkom by vanoggend se diens. In Genesis 1, daar heel aan die begin van die Bybel, lees ons dat die Gees van God oor die water gesweef het. In 2020 sweef sy Gees nog steeds oor die wêreld, oor ons land, oor ons gesinne. Vandag vier ons dat die Gees van God nie net sweef nie, maar dat hy in ons lewens ingekom het. Vandag vier ons Pinkster, dat die Gees van die Here uitgestort is en binne in ons bly. Mag die Here deur sy Gees wat in jou bly, vandag jou aanraak met sy woord. Mag hy sy woord oopmaak in jou lewe vandag. Daarom kom ons sing saam as ons toetrede lied van Psalm 58. Kom o Skepper Gees. O Heer, ons staan voor U gebroke. As mens verstaan ons nie weer, maar U stuur vir ons 'n leidsmantra. Hy lei ons na U. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster. Kom o Skepper Gees. O Heer, ons staan voor U gebroke. As mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsmantra. Hy lei ons na U. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster. Kom o Skepper Gees, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster. Kom o Skepper Gees. Geliefdes, in Handelinge lees ons, almal is met die Gees vervul. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here, en van die Heilige Gees, wat in jou bly. Amen. Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra is, as God se Gees so oor die wêreld sweef, as hy so oor
oor ons land sweef, oor ons lewens sweef. Wat sien hy? Wat doen jy? Wat sien hy? Chaos, dood, seer, trane. Ek kyk in die week televisie en ai jong, mense wat stikkend is hartverskeurend. Dis nie net mense wat mense aan die dood afgestaan het nie, dis mense wat finansiëel geruïneer is. Hierdie virus het ons daarom opgemors. Mense is verniel, platgeslaan. Nou as die Gees dit sien, kan hy iets niets doen? Kan hy iets niets skep uit hierdie chaos, uit hierdie gemors uit? Kan hy iets niets na vore bring? En dadelik gaan ons sê ja, hy kan. En ons gaan dit net ook hoor. Jy's reg. Hy kan iets niets skep. Hy kan iets niets doen uit hierdie chaos uit. Maar dat is my volgende vraag. Die prentjie van wat jy het, van die nuwe wat hy gaan skep. Is dit dieselfde prentjie wat God het, wat hy net gaan maak? Want hier is die ding. My vermoede is dat by die meeste van ons is die prentjie van die nuwe wat die Gees kan skep uit hierdie gemors uit hierdie chaos uit, is die nuwe, Here, verander my geldsake, verander my posisie waarin ek myself nou bevind, verander my swartgalligheid, Here, verander my moedeloosheid oor die lewe. Here, verander my dat ek minder kwaad kan word. Here, verander my dat ek minder kan vloek. Here, verander my dat ek net 'n beter mens kan wees. Maar is die ding, punt, dis waar dit stop. En ja, jy's reg hoor, want ja, die Here wil hierdie dinge doen, en hy kan dit doen. Hy kan al hierdie dinge verander. Maar is dit nou al? Is dit nou die volledige prentjie? Kom ons lees vandag saam met Handelinge 2. En ons lees van daardie dag, toe die Heilige Gees uitgestort is. Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: "Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra:
Wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Was jy al by mense waar jy agtergekom het, nee, ek is nie baie welkom hierso nie. Dis goor, hoor. Dis regtig goor. Jy voel dit sommer so aan. Jy wil net wegkom. Tensy jy natuurlik 'n partycrasher is. Ek weet nie of jy weet wat 'n partycrasher is nie. Dis iemand wat sommer ongenooi by 'n partytjie opdaag en dit pla nie. Dit pla nie dat hy nie welkom is nie. Ek wil sommer hier in die begin sê, die Heilige Gees is nie 'n partycrasher nie. In Handelinge 2 hoor ons 3 dinge van die Heilige Gees. Eerstens hoor ons, daar was skielik 'n geluid, soos die van 'n geweldige stormwind. Tweedens hoor ons, hulle het vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen gekom het. Die derde ding wat ons hoor is, dat hulle in verskillende tale gepraat het, en dat mense in verskillende tale, verskillende nasies gehoor het van die groot dinge wat God gedoen het. Nou in die Ou Testament vind ons die Hebreëse woord ruach. Ruach wat vertaal word met wind, asem, gees. Vir mense van die Ou Testament was die wind 'n teken van God se gees wat lewe skep. Soos asem lewe skep, so skep die Gees lewe. En as ons nou in Handelinge 2 hoor van 'n geweldige wind, dan sê dit God se Gees, die lewegewende Gees van God, het in hulle ingekom. 4 was weer van die mense in die Bybel 'n teken van God se heerlikheid, van God se grootheid, van God se teenwoordigheid. Onthou vir Moses, die brandende bos. So God, die grootte God, is in mense. Hy kom woon in mense. En wat maak hy? Daar waar hy inkom, wat maak hy? Hy skep lewe. Hy bring lewe. Nuwe lewe. Maar hier's die ding. Die boek Handelinge, julle weet mos, die titel van die boek is eintlik die Handelinge van die apostels. En dan gaan dit oor die apostels wat gehandel het, wat dinge gedoen het. Maar eintlik gaan die boek Handelinge oor Handelinge 1. Jesus vaar nou op na die hemel toe. En voor hy gaan sê hy, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Eintlik moet die titel van die boek lees, die Handelinge van Jesus. Want die boek gaan oor Jesus, wat deur sy Gees homself sigbaar maak in die wêreld. Wat gebeur toe die Gees in die disippels inkom? Ja man, hulle het in tale begin praat. Zulu, Xhosa, Engels. Almal hoor in hulle eie taal van Jesus. Hoor jy daar? Die Gees kom in, en wat doen hy? Hy skep lewe. God, Jesus, kom in my en jou, en hy skep lewe om homself sigbaar te maak in die wêreld. Is dit die prentjie wat jy het van vernuwing?
van Here verander my, vernuwe my, verander my omstandighede, vernuwe my omstandighede, nee, dis nie die prentjie wat ons het nie. Ons prentjie stop daarby, Here verander my omstandighede. Here verander my dat ek weer kan aangaan, dat dit weer goed met my kan gaan, dat ek daar die orde kan wees. Maar Jesus het 'n ander prentjie vir jou. En hierdie prentjie waarmee hy besig is, hy is deur sy Gees besig om wat te doen? Om in jou te getuig. Hy getuig in jou van hom, van wie hy is en die wonderlike dinge wat hy vir jou gedoen het en elke dag doen vir jou. Hy bemoedig jou, hy vertroos jou. Weet ek is by jou. Hy tel jou op as jy daar op die grond lê. Hy verander jou. Hy verander daar wat dinge nie so mooi in jou is nie. En ons almal het maar baie dinge wat nie mooi in ons is nie, nee. En hier's die ding, hy's nooit klaar met jou nie. Soms is jy klaar met jouself, maar hy's nooit klaar met jou nie. En waarvoor mik hy? Waarvoor mik Jesus? Galasiërs 5. Die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis wat hy mik, nee, eintlik mik hy vir homself. Om dit wie jy is in Jesus, meer en meer deel van jy te maak. Dat hy deur jou hom meer en meer kan sigbaar maak in die wêreld. En as die lewegewende Gees vandag oor die wêreld sweef, dan sien hy hoe hierdie coronavirus, hoe hierdie 'n geleentheid is, hoe hy my en jou kan verander. Dat ons in hierdie tyd 'n verskil kan maak in die wêreld, sodat ons in hierdie tyd hom die groot God sigbaar kan maak. Hier moet ons iets mooi hoor. God is nie die groot towenaar wat net ons probleme wegtoer nie. Ons dink hy is, maar hy is nie. En ja, hy luister. En hy beantwoord ons gebede, maar hy is eerder die een wat saam met ons loop, ons optel, ons vertroos en ons verander om binne ons omstandighede hom sigbaar te maak. En daarom kan God iets maak in hierdie wêreld waarin ons bly. Hy kan iets nuuts doen met my lewe in hierdie tyd waarin ek lewe. Maar onthou, ons het gesê die Heilige Gees is nie 'n partycrasher nie. Hy kan bedroef word. Hy kan bedroef word as hy nie raak gesien word nie, as hy nie erken word nie. Lees maar wat sê Jesus vir ons in Markus, wat sê Paulus vir ons in Efesiërs 4 vers 30. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. En ek en jy weet, dit gebeur, man. Jy bedroef die Gees as jy hom ignoreer. As jy hom behandel, asof hy nie welkom is nie. Paulus sê op 'n stadium, daar in Efesiërs sê hy, vul julle met die Heilige Gees, maak julle vol met die Heilige Gees, nooi hom in, verwelkom hom in elke deeltjie van jou lewe. Veral in daardie gedeeltes van jou lewe, waar jy geneig is om hom te ignoreer. Geliefdes, Jesus is besig om deur sy Gees, is hy besig om jou te vernuwe, te verander. Om in 'n tyd soos hierdie, iets niets vir hom in die wêreld te doen. Interessant, Jesus sê, julle sal my getuie wees in Jerusalem, Samaria,
Suid-Afrika, Nelspruit. Waar begin 'n mens? By Jerusalem, en beweeg verder weg. Jy begin naby. Waar is naby? Waar is die naaste aan jou huisgesin? Jou familie, jou vriende, jou werksmense, die mense wat jy elke dag teekom. Amen. Here, dankie vir vandag. Dankie vir die lewe, Here. Dankie dat U deur die Gees ons laat glo. Dat ons kan glo U is hier by ons. Dat ons kan glo U sal ons nie los nie. Dat ons kan glo, Here, dat U luister hier waar ons nou met U praat. Here, ons bid dat waar ons glo omdat U in ons werk. Daarom bid ons juis, Here, vir die mense daar buitekant. Soveel seer, Here. Soveel seer wat hierdie siekte al gebring het. Ons bid vir hulle wat tot die dood toe siek is. Ons bid, Here, dat U asseblief genesing sal bring. Ons bid, Here, dat U asseblief 'n antwoord sal gee op hierdie siekte. Dat U uitkoms sal gee. Hemelse Vader, ons bid vir ons wêreld om ons. Vir 'n wêreld wat stikkend is. Ons bid, Here, om mense moed verloor het. Tel op, gee krag. Here, Gees wat in ons is, vul ons meer en meer. Ja, Here, verander ons lewens. Verander my wil, verander my denke. Here, U ken my swakheid. U weet van daardie areas waar ek U ontken. Here, verander my. Ek nooi U binne, Here, verander my. Verander my en help my asseblief met die dinge waarmee ek sukkel. Here, ons bid vir vernuwing in ons lewens. Ons bid vir vernuwing in ons gesin. Ons bid vir vernuwing in ons dorp, in ons land, in ons wêreld. Ons bid, Here, dat U ons sal vernuwe, dat ons al hoe meer en meer tot U beskikking sal wees, waar U besig is om hierdie wêreld van U te verander. Vader, ons bid hierdie ding, omdat U die Here is, in Jesus naam. Amen. Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle,
om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is bokant julle om julle te seën. Die Here is binne julle om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Mag die Heilige Gees die woord wat jy vanoggend gehoor het, mag hy dit in jou hart bewaar en mag jy jou lewe daarvolgens gaan inrig. En dan vra ons dat jy asseblief saam met ons sal bid vir die mense wat verskriklik siek is, mense wat tot die dood toe siek is, en dan bid ons ook vir mense wat se besighede geraak word deur die virus, of mense wat finansiëel geraak word deur die virus. Geliefdes, en dan wat ons eredienste die volgende maand of 2 aan betref, ons gaan nog steeds opnames vir u stuur, maar wat die dienste by die kerk aan betref, sal ons in die komende week 'n besluit neem. Ons sal u almal inlig rondom die besluit. Ons vra asseblief voorbeding ook vir die besluit wat geneem moet word. Geliefdes, gaan in vrede.